en vandag gaan dit oor roem. Mia sukkel om haar tas in die motor te kry voordat sy die deur met 'n slag toeslaan. Stadig my kind, moenie die deur aan die ander kant uitslaan nie. Mamma Marinda buig oor en gee haar 'n soentjie. Groet eers vir my en Dana, hoe dit by die skool gegaan. Sy skakel die motor se enjin aan en trek weg. Ag mamma, ek wens die ewige ou atletiek is al verby. Ek hou niks daarvan nie. Maar atletiek was vir mamma vreeslik lekker toe ek nog op skool was. Mamma konsentreer op die pad terwyl sy bestuur. Konsentreer maatjies is om baie mooi op te let wat jy doen. Ek hou ook van hardloop, stem Dana, Mia se boetie, wat 5 jaar oud is en in die kleuterskool is met hulle mamma saam. Dan was mamma seker 'n baie goeie atleet, soos Daniel en haar tweelingboetie Ros. Hulle hardloop soos die blits en is altyd eerste, en dan maak hulle asof dit niks is nie. Sy sug diep. Ek het vir juffrou gesê ek kan nie hardloop nie, want my kop is nog seer. Haai Mia, maar dis mos lelik om sweets as verskoning te gebruik, as dit nie die waarheid is nie. Dit is die waarheid. Ek het my kop oopgeval en 7 steke gekry, mamma dan vergeet. Mia sommer ontevrede. Nee, ek het nie vergeet nie, sê mamma Marinda, maar jou koppie is lankal beter. Maar ek hou nie van hardloop nie, ek wil ook so graag wen. Mia kry sommer trane in haar oogies. Sissie, ek sal jou leer om vandag te hardloop. Ek hardloop vir almal by die kleuterskool weg. Ag Dana, jy weet nie waarvan jy praat nie. Mens kan nie leer om te hardloop nie. Mamma hou voor hulle huis stil en terwyl sy, Mia en Dana die huis binne stap, sit sy haar arm om Mia se skouertjies. Kom sit hier by my, dan vertel ek vir jou wat die Bybel sê van talente. Mia gaan haal die klein Bybeltjie wat sy by die dokter gekry het. Hier is my dokterbybeltjie. Ag, wys asseblief vir my wat daar staan, mamma. Mamma blaai versigtig sodat die dun blaadjies nie skeur nie. Hier is dit, in Matteus 25 vers 14. Dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Mamma, nou verstaan ek glad nie, hoekom het almal talente gekry en die laaste een geld? Mamma hou haar vinger op die plek en verduidelik geduldig vir Mia. Talente is geld, dit is soos ons rand en sent. Maar ek wil hê jy moet daaraan dink as talente wat die Here gee vir ons, elkeen talente volgens ons vermoë, soos wat in vers 15 so mooi beskryf word. Maar wat het dit met atletiek te doen? Wil Mia weet. Alles. Ons het nie almal dieselfde talente van die Here ontvang nie. Party kan mooi teken, ander sing weer mooi, en dan is daar sekere mense weer slimmer as ander, verduidelik mamma. Dis papa, nee mamma, sê Dana trots. Ja, papa is 'n dosent by die universiteit, maar hy slaan sy vingers raak as hy 'n spyker in die muur probeer slaan, lag mamma. Mamma, 'n dosent is mos 'n onderwyser wat vir groot kinders klas gee. Mia is baie trots op haar pappa. Dis reg, Mia, dis vir die mense wat klaar is met skool. Papa Armand kom nat gesweet en in sy oefenklere by die deur in. Is my oulike kinders al by die huis? Mia storm na hom toe. Het papa klaar geoefen? Mamma lees vir ons uit die dokterbybeltjie van die talente wat ons ontvang het. Papa is lekker voorgetrek, papa is slim en papa kan hardloop. Dana staan ook nader. Papa is 'n dosent en 'n atleet. Papa lag. Sjoe, maar my seentjie ken al die groot woorde, maar jy moet vir mamma vra om te lees in 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 wat Paulus van roem sê. Papa hardloop nie om te wen nie, maar net vir oefening, want daar's baie mense wat vinniger is as ek. Ek is ook nie 'n dosent omdat ek so goed is nie. Die Here het aan my die talent gegee om wiskunde te kan verduidelik, sodat ek iets het waarmee ek geld kan verdien om vir my gesin te kan sorg. As ek 'n skrynwerker moes wees met my talent wat aan my gegee is, sou niemand my tafels en stoele met die skewe pote wou koop nie, want ek is nie goed met 'n hamer en 'n spyker nie.
Elkeen kry 'n talent van die Here, waarvoor daar elke dag dankie gesê moet word. Saam met die talent moet ons ook bid vir genade om gesond genoeg te kan wees om die talent te beoefen en nooit daaroor te roem nie. Papa gaan gou stort. Mama blaai na 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 en lees dan vir hulle. Maar wie roem, moet in die Here roem, want nie hy wat homself aanbeveel, die is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. Daarna staan nader. Mama, wat is roem? Hy kom sit langs sy ma. Roem is in hierdie gedeelte spog. Dis nie mooi om te spog nie, want daar is altyd iemand wat beter is as jouself en aan die einde is niemand goed genoeg nie, net Jesus, want hy is volmaak. Salomo sê dit ook vir ons in Spreuke 27 vers 2. Laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie, 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. Mamma het nog nie vir ons klaar gelees van die diensknegte met die talente nie. Het hulle dit toe vir die eienaar teruggegee? Wil Mia weet. Ja, hulle het. Elke dienskneg het met die helfte meer talente teruggekom, behalwe die dienskneg wat dit gaan begrawe het. Die een wat 5 gehad het, het 10 gebring. Die een wat 2 gekry het, 4. En toe die dienskneg wat 1 ontvang het, dit net so aan die eienaar terugbesorg met allerlei verskonings, was die eienaar baie ontevrede. Hy het dit by hom weggeneem en vir die een wat 5 talente ontvang het gegee. Mamma, is dit dan nie onregverdig nie? Hy het dit dan mooi geberg totdat die eienaar teruggekom het. Mia kan nie glo dat dit verkeerd is nie. Mamma Marinda maak die klein Bybeltjie toe en vryf oor Mia se handjie. Die Here wil hê ons moet met ons talente woeker. Wat is woeker, wil mamma? Wil daarna weet. Woeker is werk. Ons moet die beste van ons talente maak. Al het ons dan net 1 talent ontvang, moet ons dit gaan verdubbel. Mia, ek het gehoor toe jy vir Dana gesê dat 'n mens nie kan leer om vinnig te hardloop nie. Dis nie waar nie. As jy begin om te oefen en fiks raak, gaan jy verbaas wees hoeveel beter jy gaan presteer as om net te sit en te kla dat jy nie 'n atleet is nie. Jy gaan dalk nie so goed doen soos Daniel en Ras nie, maar beslis beter as op hierdie oomblik. Sal pappa dat ek saam met hom gaan draf? Wil Mia weet. Ek dink nie jy en pappa sal saam kan oefen nie. Pappa se bene is baie langer as joune en dan sal jy nie kan byhou nie. Gaan vra vir juffrou of jy saam met jou maats kan oefen op die atletiekbaan. Ek is bly dat jy nou meer positief raak. Mamma sien sommer dat Dana nie verstaan nie. Dana, positief is om nie altyd te kla oor alles nie, maar die probleem te probeer oplos. 'n Paar dae later klim Mia baie opgewonde in die motor toe mamma en Dana haar by die atletiekbaan kom haal. Ek is ook 'n atleet. Ek het tweede gekom in gewigstoot. Juffrou sê ek het die tegniek gou bemeester. Wat is tegniek en meester? Wil Dana verbaas weet. Bemeester is om iets reg te kry. Tegniek is hoe iets gedoen moet word om die beste resultate te kry. En resultate in hierdie geval is wie is eerste, tweede, derde en so aan. Mamma lag toe Dana sy mondjie stadig toemaak omdat sy hom voorgespring het met die antwoord. Mia, ek is baie trots op jou dat jy gaan woeker met jou talente. As jy nog steeds jou seerkoppie voorgegooi het, was jy nie nou deel van die atletiek nie. Mamma, kan ek die klein Bybeltjie môre vir Daniel by die interhuis byeenkoms gaan wys? Dana duik met sy koppie tussen mamma en Mia in. Wat is Mia val hom in die rede. Interhuis is wanneer die verskillende spanne in die skool te mekaar deelneem. Ek is 'n rooibok en jy gaan volgende jaar ook een wees as jy in graad 0 is. Dan is daar die blesbokke en die elande. Die volgende dag moet almal eers na hulle klasse toe gaan sodat die onderwysers kan sien of almal daar is. Mia haal die klein Bybeltjie uit en wys dit vir Daniel wat langs haar sit. Dit is hierdie mooi klein Bybeltjie wat die dokter vir my gegee het toe ek my kop stukkend geval het. Daniel vryf met haar hand oor die leeromslag. Dis regtig baie mooi, jy's baie gelukkig. Juffrou van Skalkwyk kom die klas binne en Mia druk die Bybeltjie vinnig terug in haar tas. Wynand en Pieter sit agter Mia en Daniel en lag agter hulle hande. Wynand het Mia se tas omgeruil met Christusin wat voor haar sit. Klas, maak juffrou hulle stil.
Voordat ons na die sportvelde toe gaan, wil ek net eers afskeid neem van Christo. Hulle verhuis na 'n ander dorp en sy mamma kom hom oor 'n rukkie haal. Christo, ons hoop jy gaan net so 'n voorbeeldige leerling in jou nuwe skool wees. Dankie juffrou, antwoord Christo sag. Toe die klokkie lui, vat almal hulle tasse en beweeg deur toe. Wynand kom druk voor Mia in. Christo, ek sê, is jou naam Mia? Hy druk met sy vinger op Mia se naam op die tas en Christo se hand. Christo byt sy lip vas. Ek is jammer Mia, ek het per ongeluk jou tas gevat. Hy hou Mia se tas na haar toe uit en vat sy tas by haar, terwyl Wynand uitbars van die lag. Dan is hy weer by Ros, Daniel se tweeling boetie. Ros, ek sê vir jou, vandag gaan ek jou wen in die kort afstande. Ros glimlag vir Wynand. Dan is dit goed, Wynand, die beste atleet sal in elk geval wen. As dit jy is, baie geluk so lank. Wynand storm uit en stamp met sy tas aan die ander kinders, toe hulle vir hom lag. Mia gaan stap langs Daniel. Ek moet in my klein Bybeltjie vir Wynand wys dat 'n mens nie moet roem nie. Daniel druk Mia se hand toe hulle buite kom. Hou asseblief vir my duim vas, ek hou vir jou duim vas met die gewigstoot. Dis doodstil op die paviljoen toe dit Ros en Wynand se beurt is. Paviljoenmaatjies is die sitplekke wat langs die sportvelde gemaak is vir die toeskouers. Almal is nuuskierig om te sien wie gaan wen. Toe hulle wegspring, moedig hulle maats die twee seuns aan. Dit klink asof die dak lig. Ros en Wynand hardloop byna kop aan kop. So 10 meter van die wenstreep af, knak Wynand se been onder hom en hy gryp sy kuit vas. Hy sukkel nog om te hardloop, maar sak toe maar op die grond neer. Die mense van die noodhulp en juffrou is byna gelyktydig by hom. Hulle vryf sy been en help hom van die baan af. Ek kan nou sien hoekom 'n mens nie moet roem nie, fluister Mia vir Daniel. Enige iets kan verkeerd gaan, 'n mens moet net in die Here roem. Maatjies, vra vir mamma of pappa om vir jou 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 in jou eie Bybel te lees en onthou om nie te spog nie. Maak toe die oogies en vou julle handjies, dan bid ons saam. Liewe Jesus, leer ons asseblief om nie te roem nie, behalwe in U naam. Amen.